Kan ek vandag vir jou 'n moeilike vraag vra? As God nie jou probleem of die probleme waarmee jy sukkel onmiddellik oplos nie, sal jy hom nog steeds volg? Dit is nogals 'n diep vraag, want baie keer besef ons nie hoe maklik geloof stadig, maar seker raak geloof ons eintlik 'n transaksionele ding nie. Dit raak net eenvoudig transaksioneel. Ons begin dink, Here, ek bid, so nou moet U antwoord. Ek dien U, ek gee my tyd vir U, my gawes, my talente, my geld. So nou moet dinge uitwerk. Here, ek probeer reg lewe, so nou behoort ek geseën te wees. En geliefdes, sonder dat ons besef, begin ons meer en meer verlief raak op die gedagte van God se antwoorde, sy dinge wat hy vir ons kan doen, eerder as op God self. En dis hoekom Jesus vir ons sê in Matteus 6 die volgende: beywer julle allereers vir die koninkryk van God. Met ander woorde, wat Jesus vir ons hierso sê is soek God eerste. Ons moet nie eers soek antwoorde of deurbrake, voorsiening, gemak, sukses, verligting nie. Dis tipiese dinge wat ons eerste keer ons hardloop na God toe vir daai dinge, maar die Bybel sê soek God eerste. En as ek regtig brutaal eerlik kan wees, partykeer bid ons eintlik, Here, gee asseblief vir my vrede, terwyl God eintlik sê soek vir my, en dan sal jy vrede vind. Ons soek dikwels die uitweg, die oplossing, die wonderwerk, die oop deur, maar God verlang eerstens by ons, hy verlang verhouding. Dit is belangrik, want ware geloof beteken nie, God gee altyd vir my wat ek wil hê nie. Ware geloof beteken selfs al verstaan ek nie alles nie, wil ek steeds nader aan God beweeg. Dis die rigting van wat ons harte moet wees as gelowiges. Dawid kom sê dit vir ons so kosbaar en so mooi in Psalm 63 vers 1 sê hy, U, o God, is my God, na U smag ek. Dawid sê nie, God, ek smag na U uitkomste nie. Hy sê ek smag na God self. En dalk is dit wat God tans in sommige van ons se lewens doen. Hy probeer nie net ons situasies verander nie, want hy is aktief altyd betrokke in ons lewens, dis 'n feit. Maar hy is teenoor meer besig om ons net nader te trek aan hom. Want geliefde, soms gebruik God selfs, hy kan moeilike situasies of seisoene gebruik om vir ons te wys hoe ons hom regtig nodig het. En dalk moet iemand vandag hierdie hoor of eintlik ophou beginne vra, Here, hoekom gebeur hierdie ding met my? En eerder beginne vra, Here, hoe kan ek U beter leer ken in hierdie situasie of in hierdie seisoen? Geliefde, aan die einde van die dag, hierdie is wat belangrik is, die grootste geskenk van geloof is nie God se hand nie, die dinge wat hy vir ons kan doen nie, dis God se teenwoordigheid. Dit is verseker die grootste geskenk wat God vir ons kan gee. Kom ons bid nou saam en vra die Here om vir ons meer van sy teenwoordigheid te gee. Hemelse Vader, ons loof U, ons eer U en ons dank U vir U genade oor ons lewens. Dankie vir Psalm 63 vers 1 en Matteus 6 vers 33 wat vir ons in perspektief sit, dat ons U eerste moet soek. En daarom vra ek vandag, Here, dat U vir my sal kom louter in my prioriteite, my drywers, my motiewe, die agendas, die dinge waar ek bid en praat en beleef en wat ek dink belangrik is, dat ek sal leer om te besef, dat ons almal sal leer om te besef dat U is belangrikste. U is belangriker as enigiets en wanneer ons U eerste soek, dan sal U al hierdie ander dinge byvoeg wat ons in hierdie lewe nodig het. Daarom loof ons U en ons eer U en dankie dat ons U eerste kan ken en die eerste kan soek. Ons bid dit alles in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.